Goeiedag almal en baie welkom by In die Tunnel. Altyd 'n hoogtepunt vir my. Dit is 'n Vrydag en dan gesels oor sport. Dit is wat alle Saterdag en Sondag gebeur. Dit is in Namibië en natuurlik ook wêreldwyd. Daar's altyd 'n groot verskeidenheid. Daar's van rugby en daar's sokker en daar's golf en daar's cricket en tennis, alles wat die naweek gebeur. Maar ons gaan met die rugby begin. Onder andere gaan ons praat oor 'n paar wedstryde. Die Springbokke speel teen Italië. So hoor wat sê Rassie Erasmus, altyd lekker om sy mening te hoor. Dan is dit ook die All Blacks wat 'n groot speel teen Engeland. Ons praat met twee van die All Blacks spelers, Damian McKenzie, onder andere een van hulle, en dan ook Ierland wat speel teen Australië. Sam Pendergast gaan ook sy mening gee. Tennis is die ATP finale. Jannik Sinner gee vir ons sy mening. En dan golf, dit is die reis to Dubai, dit is daai DP wêreldkampioenskappe in Dubai. Rory McIlroy wêreldnommer 2 wat ook saamgesels. Bly ingeskakel, is hoor wat sê die spelers, wat sê die afrigters. Altyd lekker om hulle mening te kry so in die tunnel. Ons is gereed om uit te draf, soos altyd. Ons het die deep heat ingesmeer. So ons gaan begin met die rugby. Dit is internasionale rugby natuurlik. Die wedstryde is Saterdag om na uit te kyk. Italië teen die Springbokke al vroeg in die middag. Dit is 20:03 is daar afskoptyd. Dan Engeland teen Nieu-Seeland daarna 10:05 daar afskoptyd, is alles Namibiese tye. En dan Wallis teen Japan ook 20:08 is daai wedstryd. En dan Ierland teen Australië is 'n later ene 10:10 en dan Frankryk teen Fiji ook 10:10. Daai twee wedstryde is dieselfde tyd. Maar kom ons hoor wat sê Rassie Erasmus. Hy is die afrigter van die Springboks span. Goeie suksese, baie goeie wen gewees die afgelope naweek teen Frankryk natuurlik. Nou sit Italië, hy het 'n bietjie van 'n nuwe span gekies, net 11 nuwe spelers, net 4 van die manne wat opgedraf het teen Frankryk draf weer op teen Italië. En kom ons hoor by Rassie Erasmus, hy praat juis oor sy spankeuses. En ek dink ons het al ons lesse geleer aan die World Cup toe ons Frankryk gespeel het en toe presies dieselfde span teen Engeland gespeel het met 'n 5-3 split en ons was baie pap in daai game gewees en ons het daai game uitgegrind. So na so 'n game teen Frankryk wat almal se emosies hoog is en dis regtig, dit baie die ouens gevat. Ons het daai nag 1 uur by die hotel gekom, weet die oggend 4 uur lughawe toe en dan vlieg jy en daar was regtig tyd om te slaap. Dan kom jy Sondag hier aan, laatmiddag hotelkamers nog nie reg hier en dan lê jy in die spankamer en dan Sondag aan managers and coaches meeting en 'n maandagoggend kondig jy die span aan. So jy sal sien die span wat speel. En ek dink is meer uit respek vir Italië as wat dit rotasie is. Die meeste van die ouens wat speel Saterdag het nie meer as 40 minute gespeel of glad nie gespeel nie. Ek dink Damian Willemse het omtrent die meeste minute gespeel, hy en Kurtley. Verder, Andre het nie gespeel nie, Kynaan het nie gespeel nie. Ja, weet, Andre het wel gespeel, maar hy het nie center gespeel nie. Sia het net die helfte gespeel, Ben Jason glad nie, Marco glad nie, Boan 35 minute. So as jy deur die hele span gaan, is dit meer uit respek dat ons miskien nie van ons ouer manne kan verwag na Saterdag se fisiese hammering wat al twee spanne gevat het, dat hulle onmiddellik die volgende naweek weer dieselfde moet kan deliver. En natuurlik wil ons sê die jonger ouens of less cap ouens moet hierdie great Italiaanse span hier by die huis wat Australië gemaklik gewen het, met 'n klomp goeie toetsspelers in hulle span te probeer wen, want dit gaan 'n close game wees in my opinie en ons gaan baie leer van hierdie spelers of hulle dit kan maak of nie doen nie. Dit dan Springbok afrigter Rassie Erasmus wat praat oor sy spankeuses. Ja, die manne het ruskans nodig, maar Italië gaan 'n moeilike uitdaging wees. Dink hulle is gemotiveerd, veral nadat hulle vir Australië gewen het, gaan Italië 'n moeilike span wees om te klop in Italië. Ook twee nuwe senters, jong manne, dit is Ethan Hooker wat gaan 12 speel binne senter en dan Kynaan Moody speel 13 buite senter, hulle het nog nooit eintlik saam gespeel nie. So dis 'n bietjie van 'n risiko daar, maar kom ons hoor wat sê Rassie Erasmus. Hy is die beste ou om te vra wat dink hy van die senters. I know if you ask Ethan what's your favorite position, he says 12. If you ask Kynaan what's your favorite position, now Danny Gerber was my 13. And we've always used Kynaan as done great things at 13, and we think he deserves a chance, also giving Jesse a bit of a rest there. And I think Kynaan, out of 20 matches, he's lost once in the Springbok jersey, but he's just as comfortable on the wing. And then Ethan, we played 13 and wing all the time, while his preferred position is 12. So again, with the two boys, Damian and Jesse coming off that physical battle against France, although we won,
and we were down to 14 men, it really took a lot out of the guys, and the travel schedule from there was really pretty tough. It was late nights to get here, early morning flights and bus trips, and so, the training on Monday was tough for the guys. They were really stiff, but the guys who's playing, is pretty young. I mean, between Krappies, Morney en Andre is maar 31, maar die twee centers is 22, weet Kirkley is 28, wie is ons ander wing, Edwell is 27, 28, Gaza is 27, Grant is 29 op die bank, weet Mani is 28 op die bank, so ons het gevoel is meer 'n respek ding, en die twee centers speel nou in die posisies wat hulle graag wil speel. Maar ja, dit gaan nog steeds Brex en Mononcello is die grappies, hulle is twee eisters en wie hulle speel. Nou dit dan Rassie Erasmus, ja, lekker centerpaar, jong manne, Ethan Hooker en ook Kainan Moody, dalk is hulle die toekoms van Suid-Afrikaanse rugby daar in die middenveld, ons kyk hoe vaar hulle teen Italië. Ek het ook met Mike Potgieter gesels, ons rugbykundige, en hy het ook gewonder wat kan gebeur, ons gesels oor die Springbokke teen Italië. Kijk, dit is in Italië, speel op 'n mooi stadion, die Allianz stadion daar in Turin. Dit is 'n Italië wat vir Suid-Afrika Springbok na 'n groter stadion te vat. Een ding wat die Bokke, die Springbok bestuur en Rassie Erasmus baie goed in ag sal neem is, Italië klop vir Australië. Dit moet almal laat regop sit en weet dit gaan nie maklik wees Saterdag nie. Ja, ek meen die mense begin al praat oor die 6 nasies en wat Italië dalk moontlik kan vermag as jy kyk na hoe van die ander 6 nasies spanne tans presteer teen die noordelike halfrond, teen die suidelike halfrond, en Italië is daai een span wat geweldig trots is. Dit is 'n span wat ons het al baie keer gesê, baie maklik 'n piesangskil vir jou kan wees. Ek wil egter vir jou sê, dit behoort nie 'n piesangskil vir die Springbokke te wees nie. Net as jy kyk hoe die voorbereiding was, spesifiek vir 'n wedstryd soos Frankryk gewees. Ek dink die Springbok bestuur en afrigterskort met Rassie en Tony hulle en Felix hulle, het dit reg gekry om alle aandag toe te spits op die vyand, as ek dit so kan stel, wat jy nou moet aanpak. Hulle het aanbeweeg van Frankryk af, maar hoe hulle opgebou het tot Frankryk en in daai wedstryd bestuur teen Frankryk, as hulle dit kan regkry teen Italië, gaan dit 'n baie lang dag vir Italië wees. Dit is Rassie Erasmus vir die span effens so van die ander spelers ook 'n kans gee, maar dis jammer dat Lotte Jager nou vir 4 weke nie kan speel. Hy's 'n groot komponent in daai span. Daar's nog 4 goeie slotte wat oor is in die span nog ten minste. Net op die losvoorspelers met die afbreekpunte. Die toets op Loftus-Versfeld 'n tydjie terug al het Italië baie goed gedoen by die afbreekpunte. Suid-Afrika daar frustreer. Suid-Afrika laat toe die tweede in 45-0 gewen, so gemakliker gewen, wat in Australië het Italië dieselfde gedoen. Daar's die Springbokke moet wakker wees, want dit is juist by die afbreekpunte wat Italië het regkry om jou besit stadig te maak. Ja, en weet jy wat, dit dink ek is juist een van die sterker punte by die Springbokke, die afbreekpunt in die sin dat ons baie groot fisieke spelers het, wat jy nie almal hoef te commit, as ek weer die Engels kan gebruik, baie afbreekpunt nie. En Italië is baie vinnig om dit uit te buit, om te sien, as ons nommers kan kry by die afbreekpunte, kan ons daai counter werkstellig, strafskoppe, of selfs omkeer besit en 'n teenaanval loods. En ek dink dit is juist een van die punte wat Italië sal teiken. By die scrums dink ek nie Italië gaan Suid-Afrika die stryd kan aansien. As jy kyk na agterlyn, man vir man, dink ek Suid-Afrika het net eenvoudig te veel skietgoed. En voorlangs, speler vir speler, individu per individu, dink ek die Springbokke is in elk geval beter as Italië in posisies. So die een punt waar hulle kan fokus, lynstaande en afbreekpunte. En ek dink as Italië jou daar kan ontvrug, dan gaan jy jou storie moet ken. Ja, dankie Mike. Ja, Springbokke in Italië is 'n groot wedstryd. Hulle speel daar in 'n groot stadion, Juventus se sokkerstadion, en interessant wees om te sien wat gebeur daar Saterdag, maar moeilik gaan dit verseker wees. Ook 'n groot toets, dit is net na 5, dit is Namibiese tyd, die All Blacks wat speel teen Engeland, dis by Twickenham, en Damian McKenzie, hy was die man van die wedstryd teen Skotland gewees, en hy het eintlik opgekom as reserve as impakspeler. Daar's hom gevra by die media, ook sy rol as impakspeler, so hierso is Damian McKenzie van die All Blacks.
Yeah, it's so much history at Twickenham, and you know, we love playing there. The atmosphere's amazing, and you know, we've had some tight battles there with England in the past. So around our preparation, nothing changes. You know, we know we're prepared bone deep, and making sure we go through everything we need to, and making sure we've got enough gas in the tank to go on Saturday. And you know, we're confident with the way we're playing, but we know exactly the impact England have had in their last 2 tests, and for us it's important that we start well and again just finish the game well where we can. Dit dan Damian McKenzie, die All Black speler, baie goed gedoen teen Skotland, belangrike speler ook teen Engeland. En die man wat daar langs hom gestaan het is 'n Leroy Carter, hy speel vleuel. Hy kom uit die sewes uit en daar's aan hom gevra of hy al voorheen op Twickenham gespeel het. 82,000 mense wat verwag word om daai paviljoen vol te pak. Hierso is Leroy Carter van die All Blacks. Yeah, I guess nerves, excitement. The boys around me, like Damian, like get around you. They tell you what's it going to be like, and just to be excited and go and express yourself. So it gives me a lot of confidence just to go out there and play. Did you play sevens at Yeah, played London Sevens. Wasn't quite as packed as I think it's going to be on Saturday, but yeah, played there a couple of times. Dit dan Leroy Carter, hy's 'n lekker vinnige vleuel daar van die All Blacks en 'n groot wedstryd 10-5 All Blacks teen Engeland en ek dink Engeland het 'n goeie kans. Hulle het die afgelope 11 wedstryde net 1 keer vir die All Blacks gewen. Dit was in die Wêreldbeker 2019. So dit Engeland is die een span in Europa wat ek dink die All Blacks kan klop. Ek en Mike Potgieter het ook gesels oor daai wedstryd. Kom ons gesels dit die All Blacks teen die Engelse. Maar dit is 'n Ierland wat tuis speel teen Australië. Australië het teleurgestel teen Ierland. Of mens moet miskien sê dat Italië het baie goed gedoen teen Australië. Ja. Maar die realiteit is dat Australië baie momentum verloor na die leeureeks, die toer teen die Britse en Ierse leeu's en ook daai wen teen Suid-Afrika. Ierland lyk my tog maar gunsteling, alhoewel hulle sukkel ook maar eintlik. Ek wil net sê, ek dink hierdie is op die stadium die 2 spanne wat amper half mense gaan, maar hoe is dit dat jy sukkel teen mekaar? So dit gaan dink ek 'n wedstryd wees waar die een gaan meer gemotiveerd wees op 'n tuisveld. Die ander een gaan daarteen gemotiveerd wees om dinge reg te stel. Want ek dink om teen Italië te gly is nie meer 'n verskriklike vreemde ding nie, want Italië het gewys dat hulle is 'n span wat besig is om opspraak te maak. Maar ek dink die groot deel is, soos wat jy gesê het, Australië met 'n vraagteken wat net nie wil verdwyn nie. Net sodra hulle 'n bietjie momentum kry, dan val hulle weer vas. En ek dink Ierland is ook daai span wat lyk op papier asof dit 'n geweldige goeie span is, maar vir een of ander rede lyk dit asof dit net nie klik nie. Ek luister so van die kommentaar en veral uit Ierland uit, hulle begin so halfgrom en sê dat daar so is sterk 23 spelers, maar asof hulle diepte nie lekker kans kry om deur te kom nie. Dis miskien 'n faktor, maar net op Australië dalk Mike, Joe Smith wat nog steeds afrig, maar hy's op pad om op te hou af terug. So wonder dit 'n effek het. Ek dink hy seker nog gemotiveerd. Maar dis veranderings wat nou op pad is. Dit lyk of Australië net nie, soos jy sê, daar volgende tree kan neem nie. Hulle het goed gedoen op 'n stadion, nog steeds goeie agterspelers, maar hulle het lyk weer na 'n span wat agste in die wêreld is. Ja, ek moet vir jou sê, ek dink in Australië self het ek nou 'n paar podcasts en gesprekke en onderhoude en so probeer volg en gekyk. En rugby in Australië is nie noodwendig die mees gewildste sport nie. Dan sit jy nou in hierdie rugbykringe waar jy met hulle NRL moet deel en meeding en rugby. So daar's baie van daai spelers wat nou oorkom na union toe, soos hulle dit sê. En ons het gesien, daar is spelers wat daai transition, as ek die Engels kan gebruik, baie suksesvol doen. En ek dink dis op die stadium waar Australië vasvang in 'n 8ste plek, waar hulle ook sukkel om hulle werklike identiteit te vind. Ons weet daar's baie goeie spelers wat deur die stelsel kom, maar in 'n tyd waar hulle besig is om hulle identiteit te probeer vasstel met 'n afrigter wat nou sê, ek dink ek is vereers weer klaar, dit maak dinge definitief nie makliker nie, en dit spoel oor in die speelveld. Ja, dankie Mike. Lekker vooruitsig. Is 'n groot wedstryd daai ene, daai 10-5 All Blacks teen Engeland. Dit is op Twickenham volgepak, dit stadion 82,000 mense. Wat ook baie mense gaan wees is in Ierland. Dit is Ierland teen Australië. Australië sal wel beter, hulle het verloor die afgelope naweek teen Italië. Dit is 'n vernedering vir hulle. En kom ons hoor wat sê Sam Pendergast. Hy speel loskakel en wat hy ook verwag van Australië en wat hy ook raak gesien het van Australië se loskakels deur die seisoen. Yeah, they've had a lot of rotation at 10, and I think a lot of them have done very well as well. Like, I think, I'm not too sure like why there's been so much rotation. I know some of it's down to injury, but I think there's a lot of good players there, and a lot of, like, I know Carter Gordon's just back from rugby league, and I know he kind of took a risk going to rugby league, and it maybe didn't work out because of injury, but
it's a pretty it was a pretty cool move for him. I'd say he learned a lot, and I'd say he's coming back with kind of a fresh perspective, and I'd say he's excited to get going. And then there's also lads who've been with him for the last couple of months who are kind of trying to drive the team along. But yeah, it makes it a little bit harder, yeah, but it's also like, I suppose we know, like out halves kind of know that the more you can play, the better you can kind of become from learning week on week. And I suppose if there's that much rotation, maybe does that make it a bit harder? I'm not too sure. I still think that the little bit of freshness they add in at 10 can suit them at times as well. Dit dan Sam Pendergrass van Ierland, en dit is 'n Ierland wat speel teen Australië. Ek en Mike Potgieter ook saamgesels oor daai wedstryd. Dit is Ierland teen Australië. Maar dit is 'n Ierland wat tuis speel teen Australië. Australië het teleurgestel teen Ierland. Of mens moet miskien sê dat Italië het baie goed gedoen teen Australië. Ja. Maar die realiteit is dat Australië baie momentum verloor na die leeureeks, die toer teen die Britse en Ierse leeu's en ook daai wen teen Suid-Afrika. Ierland lyk my tog maar gunsteling, alhoewel hulle sukkel ook maar eintlik. Ek wil net sê, ek dink hierdie is op die stadium die twee spanne wat amper half mense gaan, maar hoe is dit dat jy sukkel teen mekaar? So dit gaan dink ek 'n wedstryd wees waar die een gaan meer gemotiveerd wees op 'n tuisveld. Die ander een gaan daarteen gemotiveerd wees om dinge reg te stel. Want ek dink om teen Italië te gly is nie meer 'n verskriklike vreemde ding nie, want Italië het gewys dat hulle is 'n span wat besig is om opspraak te maak. Maar ek dink die groot deel is, soos wat jy gesê het, Australië met 'n vraagteken wat net nie wil verdwyn nie. Net sodra hulle 'n bietjie momentum kry, dan val hulle weer vas. En ek dink Ierland is ook daai span wat lyk op papier asof dit 'n geweldige goeie span is, maar vir een of ander rede lyk dit asof dit net nie klik nie. Ek luister so van die kommentaar en veral uit Ierland uit, hulle begin so afgrom en sê dat daar so is sterk 23 spelers, maar asof hulle diepte nie lekker kans kry om deur te kom nie. Dis miskien 'n faktor, maar net op Australië dalk Mike, Joe Smith wat nog steeds afrig, maar hy's op pad om op te hou af te rig. So wonder of dit 'n effek het. Ek dink hy seker nog gemotiveerd. Maar dis veranderings wat nou op pad is. Dit lyk of Australië net nie, soos jy sê, daar volgende tree kan neem nie. Hulle het goed gedoen op 'n stadion, nog steeds goeie agterspelers, maar hulle het lyk weer na 'n span wat agter in die wêreld is. Ja, ek moet vir jou sê, ek dink in Australië self het ek nou 'n paar podcasts en gesprekke en onderhoude en so probeer volg en gekyk. En rugby in Australië is nie noodwendig die mees gewildste sport nie. Dan sit jy nou in hierdie rugbykringe waar jy met hulle NRL moet deel en meeding en rugby. So daar's baie van daai spelers wat nou oorkom na union toe, soos hulle dit sê. En ons het gesien, daar is spelers wat daai transition, as ek die Engels kan gebruik, baie suksesvol doen. En ek dink dis op die stadium waar Australië vasvang in 'n 8ste plek, waar hulle ook sukkel om hulle werklike identiteit te vind. Ons weet daar's baie goeie spelers wat deur die stelsel kom, maar in 'n tyd waar hulle besig is om hulle identiteit te probeer vasstel met 'n afrigter wat nou sê, ek dink ek is vereers weer klaar, dit maak dinge definitief nie makliker nie, en dit spoel oor in die speelveld. Ja, dankie Mike, lekker vooruitsig. Ek dink Australië het baie momentum verloor, hulle het goed gedoen teen die Britse en Ierse leeu's, ook teen die Springbok en die All Blacks, maar hulle het nie 'n baie goeie Europese toer sover nie, maar hulle kan alles regstel met 'n goeie vertoning teen Ierland. Ons wat 'n advertensiebreek, as ons terugkom, dan gaan ons kyk wat op die golfbaan gebeur, ook op die sokkerveld en ook tennis. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom.
Welkom terug by In die Tunnel. Ons gesels lekker sport internasionaal en ons gaan nou ook kyk wat in Namibië gebeur. Klomp sportaksie, ons het 'n klomp rugby waaroor ons gesels het. Daar's 'n klomp verskeidenheid wat ook nog Saterdag en Sondag gebeur. Cricket natuurlik, die Proteas cricketspan, die manspan, hulle speel by Eden Gardens daar in Kolkata teen India. Hulle het nie 'n goeie eerste beurt gehad nie en dit gaan Saterdag en Sondag gaan dit ook nog voort. Dit is dag 3 Saterdag en dag 4 Sondag as die toets nou so ver gaan. Ook op die golfbaan 'n groot, dit is die reis tot Dubai, dit is die DP World Kampioenskappe, dit word in Dubai gespeel. Voorste 50 spelers van op die ranglys van die Europese golf wat kwalifiseer om daar te speel, so is 'n groot prestasie om daar te wees. Na eerste ronde tellings, Michael Kim van Amerika 64 in sy eerste ronde, Tommy Fleetwood 65 en Rory McIlroy 66. Hy is een van die bestes in die wêreld, hy is die man om te klop, waarskynlik ook daar in Dubai. Natuurlik die 4de ronde, laaste ronde is Sondag. Ook Suid-Afrikaners, 4 Suid-Afrikaners wat daar speel, beste vertoning in die eerste ronde was Tristan Lawrence met 'n goeie ronde van 66. Ons gaan na die sokkerveld, daar's nie Engelse Premier Liga hierdie naweek nie, so almal kan redelik rustig wees dat hulle spanne van hulle Manchester United tot Man City en Liverpool en Arsenal en Chelsea almal vat 'n ruskans, maar internasionaal is daar 'n paar wedstryde. Dit is FIFA Wêreldbeker kwalifiseerders vir die 2026 Wêreldbeker. Van die wedstryde om te noem is Cyprus wat speel teen Oostenryk, dit is Saterdag 7uur, en dan Georgië teen Spanje ook 7uur, en dan van die ander wedstryde Griekeland wat speel teen Skotland 10:15 daai afskoptyd, en Switserland teen Swede, ook 'n belangrike een, dit is ook 10:15. Daar's ook 'n Sondag wat die wedstryde voortgaan, 'n paar om te noem dalk nog wat Sondag plaasvind. Hongarye teen die Republiek van Ierland. Ierland het goed gedoen deur vir Portugal 'n paar dae terug te klop, en dan Servië teen Latvia, en Israel speel teen Moldova ook, en dit is wedstryde Sondag om na uit te kyk. Ook boks, daar's 'n groot boksgeveg wat in Engeland plaasvind. Dit is eintlik soos die Engelse sê 'n rematch, is 'n herontmoeting, en dit is Chris Eubank Jr. Hy's van Brittanje, hy boks teen Conor Benn, ook van Brittanje. Hulle boks vir die tweede keer en hy is in die Tottenham Hotspur Stadion waar hulle slaagsam is. Dit is 'n middelgewig. Dit is Conor Benn wat eintlik 'n bietjie kleiner is. Hy kom op in gewig om teen Chris Eubank te veg. Interessant wees wat daar gaan gebeur. Kom ons gaan nog vinnig na die tennisbaan, is die ATP finale, dis die beste 8 spelers op die mansranglys wat daar speel in die finale, dit is in Turin. Eindstryd is die komende naweek, Jannik Sinner, een van die gunstlinge om die toernooi te wen, Carlos Alcaraz die ander gunstling. Maar kom ons hoor wat sê Jannik Sinner, hy praat veral oor die oppervlak en om binneshuis te speel, hoe dit vir hom voel in die omstandighede om binneshuis te speel in daai toernooi. I feel like it suits my game style very well, you know, it's easier also in practice sessions to find rhythm, you know, and that's it. I feel like when someone hits fast, it's very difficult to change the pace of the ball. So this for sure helps me a lot playing indoors, but in the same time, I also try to change, the pace, because it is essential and it is important. Especially with the difference of the players you play against. So, but yeah, you don't have the wind, you don't have the sun, you always have the same, feeling on the court, and it also helps you to feel more and more comfortable, at least from my side. Wat dit dan Jannik Sinner, een van die topspelers in die wêreld, en daai ATP finale is natuurlik Saterdag in Turin. Kom ons wat 'n advertensiebreek, as ons terugkom, dan kyk ons wat in Namibië gebeur op die sportveld. Have you ever wondered why Grandma keeps her money under the mattress? And why is Angela uninsured? The Namibia Financial Inclusion Survey 2025 will help us find all the answers. From 6 October till the 4th of November 2025, the Namibia Statistics Agency teams in uniforms with tablets will visit homes across all 14 regions to learn about financial access, informal banking and saving habits. Email us at info@nsa.org.na or at 061 431 3200. Welkom terug by In die Tunnel. Ons kyk na wat op die sportveld gebeur internasionaal en ook in Namibië. Nou kyk eens wat in Namibië gebeur. Daar's cricket eerstens, lekker klap cricket, dis Namibië se T20 Premier Liga.
lekker eendag cricket, dis by Wanderers se veld daar in Pionierspark. Trasco United speel teen VAS Old Boys. Daai wedstryd is 8:00 die oggend waar die eerste bal gebou word en dan 'n 2:00 wedstryd. Dit is Wanderers veld natuurlik weer. Dit is CCD Tigers wat speel teen APS Wanderers. En ook 'n groot wedstryd by die Sparta veld daar in Walvis Bay. Dis Premier Liga 2. Dis Pro Ed se Old Boys wat speel teen Unam Zebras. Daai wedstryd is 1:00. Ook by golfbaan, dit is lekker groot golf by Windhoek Buiteklub. Dit is die klubkampioenskap, altyd 'n groot hoogtepunt deur die jaar. A, B en C afdeling vir mans en vroue en ook vir juniors. En dit is natuurlik die naweek, dit is Saterdag en Sondag. Dit word geborg deur MTC Namibië. So lekker golf daar by Windhoek Buiteklub, sterkte vir almal met daai groot golf. En dan laastens ook rugby, maar dit is nou nie Saterdag en Sondag nie, dis komende Dinsdag, dis Namibië se mans rugby span wat in Dubai nog weer in aksie is, hulle derde wedstryd van 'n kwalifiserende toernooi, ongelukkig teen Samoa verloor en hulle is uit die toernooi uit of uit die Wêreldbeker 2027, maar Namibië speel teen Brasilië en dit is Dinsdag wat hulle speel en dit is 3 uur daar afskoptyd. En daarmee verstaan ek, dit is lekker om sport te gesels het in die wêreld en in Namibië en dis geniet die naweek se sport. Ek gaan 'n bietjie uitkyk vir daai Springbokke teen Italië, ook 'n lekker golf in Dubai, daai kampioenskap, die wêreld DP World kampioenskap, die reis toe Dubai, kyk of Rory McIlroy daar kan wen. So lekker sport naweek vir almal. Groete, tot volgende week.